Dit is my baie groot voorreg om vanoggend saam met u te wees. Ek sê dit miskien elke keer, maar ek bedoel dit. En ek dink ek besef die gewig van die verantwoordelikheid om die woord oor te dra, en my gebed is regtig dat die Here vanoggend met ons sal praat. Stefanie, is Lukas in die kerk vandag? Ja, Lukas is nou nie eers 'n week oud nie. Daar is hy. Vraggie, sy lig hom op soos Lion King. Hy sit daar bo op die galery. Baie welkom, Lukas. Net laasweek gebore. Hier's 'n klomp babatjies wat gebore word. Dis mooi. Ek is baie opgewonde om die woord te bring, en ek besef vanoggend se woord dat dit regtig my hart aangeraak in die voorbereiding daarvan. Die Here het met my gepraat, en ek glo hy gaan ook vanoggend met elkeen van u praat. Want hy weet presies wat in jou lewe aangaan, wat jou behoefte is en wat jou hartsbegeerte is. Daar's een ding wat ek regtig van almal weet, van elkeen weet. En dis dit. Ek weet dat jy het God nodig. Ek weet ek het God nodig. En miskien dink jy nie altyd so daaroor nie, maar jy het sy teenwoordigheid so bitter nodig. En omdat ons elkeen God nodig het, beteken dit dat ons het almal iets van hom nodig. Het jy my gehoor? Ek weet dat jy God nodig het. Maar omdat ons hom nodig het, weet ons self dat ons iets van God nodig het. Nou, vir een nou is dit dalk net 'n wonderwerk in die huwelik. Dis 'n gebed dat God sal opdaag en dat hy sal kom genees en dat hy sal kom herstel en dat hy ons sal saamvou en bind in sy kosbare liefde. Vir die ander een is dit dalk 'n kwessie van finansies, die uitdaging daarvan, en jy het regtig nodig dat God as voorsiener sal ingryp in jou lewe en in jou finansies. Miskien is dit vir genesing in die liggaam. Jy weet hoe lyk die verslag, jy het gehoor wat sê die verslag, maar jy het nodig dat God jou sal aanraak, dat die groot geneesheer by jou sal stilstaan. Miskien is dit dalk net 'n emosionele toestand of plek waar jy is, die chaos van die lewe en die goed wat druk, en dis dalk bietjie vrees en angstigheid, dalk is dit depressie wat jy mee sukkel, net daardie oorweldigende gevoel. En jy het regtig vrede van God nodig, die vrede wat net hy kan gee, wat alle verstand te bowe gaan. Miskien is dit vandag vir jou, jy het God nodig want jy het kleuters of jy het tieners in die huis en jy het net God nodig om deur die volgende dag te kom. Dis ook daar. Ek weet nie wat dit vir jou vandag is nie, maar ons het God nodig. En ons het hom elkeen nodig vir iets spesifiek in ons lewe. So die waarheid is, ons het God nodig en ons het iets van God nodig. Ek het God nodig en ek het iets van God nodig. Wat ek graag vandag wil bereik met my boodskap, ja, daar's 'n doel daar agter. Ek wil jou nooi om na hierdie boodskap te luister wat jy vandag gaan hoor, maar sit die lens van daardie behoefte wat in jou hart opgekom het, sit dit voor jou. So gaan die woord deel, en dit waarin jou gedagtes gegaan het oor, ja, ek het God nodig, en ek het God spesifiek hiervoor nodig, gebruik dit as die lens vir alles wat jy dan gaan hoor. En dan sal jy agterkom, en ek het 'n slide daarvan gemaak, dat daar so kragtige waarheid wat jy regtig daarin kan ontdek. Jou grootste behoefte word 'n gawe, want dit dryf jou om op God te vertrou. So daai ietsie wat jy nou aan gedink het, is dalk jou grootste behoefte, dit lê heel bo in. Dis waarvoor ek God vra, dis wat ek nodig het. Nou dit word 'n gawe, want dit leer my en dit dryf my om elke dag op God te vertrou. Is jy saam met my? Sal jy dit doen? OK, kom ons bid saam. Here, baie dankie dat u hier is, en dankie dat u ons ontmoet op elke plek, enige plek. En as dit dalk naby breekpunt is, Here, dat u van die enige plek tot by breekpunt die beginpunt sal word waar ons geloof en ons vertroue in u versterk, in Jesus naam, amen.
So, ek het 'n indrukwekkende gedeelte wat ek met u gaan deel en lees as jy jou Bybel hier het, maar al die skrifte is ook op die skerm en dit kom uit 2 Konings 3 uit. Net om vir jou so 'n bietjie konteks te gee, onthou jy die profeet Elia? Hy was daar op die berg Karmel en die Baal profeet het hom uitgedaag en ons God uitgedaag en op die ou ende gebeur dit dat Elia bou hierdie altare, maak hulle vol water. God antwoord met vuur uit die hemel en ons weet dis ons God wat ons dien. Dit was die profeet Elia. Nou fast forward ek nou so 'n bietjie in hierdie gedeelte en dan kom daar later nou Elisa in die prentjie. En baie keer raak ek de mekaar, wie was nou weer Elia? Maar Elia was eerste daar, hy was op die berg Karmel. En toe kom Elisa in die prentjie. En dis omtrent nou daar was 'n tydperk waar dit bietjie stil was, dat ons nie baie weet presies wat het gebeur nie, maar omtrent 5 jaar later kom Elia in die prentjie. Elisa in die prentjie, daar begin ek al. Elisa kom in die prentjie. Elia word in die hemel opgeneem en die mantel van sy profetiese bediening kom val op wie? Baie dankie, op Elisa. Ek kyk net of hy wakker is. So in die tydperk wat ons nou gaan lees is die verhaal nou van Elisa en daar was baie chaos in die wêreld. Sal ek dan nou maar sê soortgelyk soos die chaos wat ook nou in ons wêreld is. Daar's 'n bose koning in Moab. En hy besluit net, hy gaan nou alles nuwe reëls maak. Hy moes belasting betaal aan Israel. Hy het besluit, hy betaal nie verder belasting nie. En toe kom die koning van Juda, hy was koning Josafat, en hy praat saam met die ander weermagte, en hy sê, maar kom ons trek op teen Moab. Ek het vir jou so 'n kaart daar, dat jy dit mooi kan sien. Ek het spesiaal geteken aan die kaart. So jy het Israel, en jy het Juda met koning Josafat, en dan Edom daar onder in die suide, en daar's Moab in die middel. So wat nou gebeur is, die 3 konings van Israel, Edom en Juda, hulle besluit hulle gaan teen Moab optrek. Sien julle die prentjie? Dit lyk na 'n baie maklike prentjie, né? 3 teen 1. So hulle gaan nou storm en Moab is alleen daar aan die een kant. Dit lyk soos 'n maklike wen en die verwagting is dat dit 'n duidelike oorwinning sal wees sonder enige probleme. Baie dankie. Jy kan die kaart af. Maar dinge het toe nou nie uitgewerk soos hulle gehoop het. Het dit al met jou gebeur in die lewe? Alles lyk reg, selfs die odds lyk reg, 3 teen 1. En as dit moet gebeur, dan werk dinge nou nie soos wat jy gehoop het dit gaan gebeur. Op pad om die Moabiete in te val, hardloop al 3 hierdie groot moondhede uit 'n essensiële element, uit water uit. En hulle is dors. En die troepe is dors, en die diere is dors. Kan ek dit vir jou lees? 2 Konings 3 vanaf vers 9 tot 10, net daai 2 verse. Is bietjie klein, maar ek lees vir jou presies wat daar staan. So die koning van Israel dan getrek, en die koning van Juda, en die koning van Edom, 3 teen 1. Maar nadat hulle 'n pad van 7 dae omgetrek het, was daar geen water vir die leer en die vee wat hulle in hulle voetspore gevolg het nie. Dis nogal 'n groot issue. Jy sal met my saamstem, né? Bel vir iemand in Gauteng daar, hulle is sonder water. Toe sê die koning van Israel, helaas, die Here het hierdie 3 konings geroep, net om hulle in die mag van Moab oor te gee. Dis amper asof ek hierdie koning van Moab kan hoor, wat sê, wag 'n bietjie, nee, nie die koning van Moab nie, ek moet nou baie mooi fokus vanmôre. Die koning van Israel wat sê, waar's die Here nou? Ons is 3, maar kyk wat het gebeur, wat het van hom geword? Hy is nou nie hier om ons te help nie, is ons nou alleen, en nou gaan ons in elk geval hierdie stryd verloor, en dit kon 'n goeie oorwinning wees. Ek weet nie of jy dit al in jou lewe ervaar het nie, maar soms gebeur dit in die gewone gang van die lewe, dat dinge so 'n bietjie hardloop, sal ek sê, from bad to worse. Jy sit daar in jou persoonlike lewe, die geldjies is 'n bietjie min, en dis einde van die maand, is tyd om die huur te betaal, en dan breek die kar. Die alternator of iets het gegaan. En nou moet jy nou die goedjies begin rondskuif. En dan is ons nogal lief om die woordjies te gebruik, oh, it never rains, but it pours, né? Want dit kom, al die goeders kom, of almal is gereed met die mooiste beplanning vir die ou dag, en ons het daai droom, en voor jy jou kon kry, moet jy soek na 'n vryelkerkamer ergens vir versorging
van verswakte mense. Ewe skielik verander die situasie. Of dinge by jou werk was nog verlede maand alles oukei. En ewe skielik is dit nou aansoek doen vir my eie pos. Baie mense hier weet waarvan ek praat. Die nuus van afleggings en sommer net drama. Of jy weet die laaste tyd gaan dit so 'n bietjie op en af in jou huwelik en is 'n bietjie moeilik, hier en daar is daar 'n uitdaging, maar ewe skielik het die woord egskeiding sy opwagting gemaak. Waar kom dit nou vandaan? Ewe skielik gebeur dit. Die een oomblik glo ons dat ons alles kan handle, dat ons alles kan hanteer, en dan die volgende oomblik is ons desperaat. En dit voel vir ons is op breekpunt. Of soos die Engelse sou sê, ons bereik dan rock bottom. Ek het nou die dag gehoor, rock bottom is nie die ergste nie, hy het nog 'n kelderverdieping ook. Jy kan nog erger gaan as rock bottom. En dis nie net die persoonlike goed nie, want die persoonlike goeie stakel ons af emosioneel, dit maak ons moeg. Daar's nou nog sommer al die goeters wat in die wêreld ook gebeur. Ewe skielik is die gesprekke oor oorloë is nie meer so ver nie. Want ons kry SMS'e van ons vriende wat daar sit. Jou dogter wat daar sit en wat fisies my siele sien trek deur die lig. Dis asof dit baie naby kom. Ekonomiese druk, ja, die wêreld word ryker en daar's baie geld, maar mense word al hoe armer sonder hoop. Natuurrampe is aan die orde van die dag. As jy weer hoor het die helfte van die Oeverberg afgebrand of iets het gebeur. Al hierdie goeters werk in op ons emosies en ons breekpunt word eintlik 'n uitroep wat sê, Here, ons het water nodig, ons het dit nou nodig, Here, ons het dit nou nodig, ons het U teenwoordigheid nodig, ons het nodig dat U antwoord, dat U ons kom help. Ewe skielik voel ek gees, siel en liggaam net desperaat. Ek gebruik nie eens die woord breekpunt nie, ek sit op 'n plek wat ek uitroep, ek kan nie meer nie, of ek sukkel of ek kry swaar, en ek raak desperaat vir God. Ek wil net so voetnootjie ingooi. Ons is eintlik ons hele lewe lank desperaat vir God. Ons is eintlik altyd daar. So, terug by die storie, na 'n 7-dag roetemars is al die water klaar en die troepe en die diere is desperaat, hulle is almal dors. Ek was bietjie stout toe ek aan my preek gewerk het. Ek het gewonder waar die generaals gestort het of daar hotelle was wat hulle na toe gegaan het. Maar almal is dors. En nou wil ek so 'n bietjie 'n spoiler alert ingee. As jy nou nie wil hoor nie, kan jy jou ore toedruk, maar ek doen dit nou met 'n doel. Aan die einde van die storie, God gaan antwoord. So as jy dit nou nie wou geweet het, nou weet jy dit. God gaan hulle help. Hy gaan opdag. Maar hier's die groot ding. Hy gaan nie opdaag wanneer hulle hoop hy moet opdaag nie, en hy gaan ook nie opdaag op die manier of help op die manier wat hulle gehoop het hy sal opdaag nie. Nou ek het nou so groot hierby geskryf. Het jy al daardie karakter van die Here ontdek, geleer ken? Hy's moeilik. Want jy wil hê hy moet nou kom en jy wil hê hy moet op hierdie manier deurkom. Here, ek het dit klaar vir U uitgewerk. As U dit vir my so en so en so doen, dan's alles oukei. En dan sal doodse stilte. En niks gebeur nie. En ek sukkel hier en ek worstel en ek is dors. Alles het reg gelyk, hierdie kon uitwerk, maar nou werk dit nie uit nie. Alles is anders. Die Here werk anders, altyd anders as wat ons dink. Sy wees nie, ons weet nie, sy gedagtes is nie ons gedagtes nie. Hy soewereine God, hy weet alles. En niks is vir hom moeilik nie. Hy kan enigiets doen. So, koning Josafat, hy val omtrent uit mekaar, 2 Konings 3 vers 11, kom ons lees daardie stukkie, en Josafat vra, hy kom met wyse woorde, hy sê, is hier nie dalk 'n profeet van die Here nie, dat ons deur hom, onthou hulle nou deur die profete gewerk het, die Here kan raadpleeg nie? Toe antwoord een van die koning van Israel se dienaars en sê, hier is, Elisa is hierso, hy is die seun van Safat wat water op die hande van Elia gegiet het, so dit beteken nou maar net, hy het Elia gedien, hy's nie 'n onbekende profeet nie, want hy's gevorm onder Elia, die profeet Elia se bediening, en dit maak hom ook nou geloofwaardig. Die 12de versie sê, daarop sê Josafat, by hom is die woord van die Here, en so die koning van Israel en Josafat en die koning van Edom dan na Elisa afgegaan.
Maar Elisa tree toe nou ook in 'n gesprek met hulle, baie dankie, ek kan nou afsit. Hy tree in 'n gesprek met hulle en hy sê, maar ek verstaan julle nog glad nie, hoekom soek julle nou na die Here? Die koning se Israel het nie eens na God gesoek nie, hy was goddeloos. Nou soek julle na die Here, julle het ander gode gedien, hoekom nou? Wil julle hom nou net misbruik? Dis nou sommer net so alles my eie woorde, wat Elisa nou wonder nou, maar wat is hulle versoek dan nou? En toe dink ek, dis nou maar ook baie keer so in ons lewe, die oomblik as daai krisis of daai erg moeilikheid kom, dan gryp ons opnuut vas, en dis heeltemal goed. Maar jy's nie eintlik altyd so baie in die woord van die Here besig nie, is maar sommer net so nou en dan as jy 'n tydjie kry. Die gebed is sommer net so vinnig, ek gaan net gou deur dit. Ek soek nie eintlik regtig die Here se leiding en raad elke dag nie, en ek gaan nou maar net aan, kerk is die laaste ding in my gedagtes, as daai krisis kom, dan se ek eerste by die Here. Soek die profeet. Maar ek sê, nou, ons kan ons nou self gaan. En is mooi, en dan gaan ons. Ek weet, ek was al self in 'n krisis. Jou gebedslewe verdiep. Jy wil nie die Bybel neersit nie, want jy soek antwoord, jy wag op die Here. So gebeur dit. En ewe skielik, wanneer dinge dan sleg ry, dan se ek voor die Here, dan se ek by hom. En dis wat hierdie konings nou kom doen het. 2 Konings 3 vers 14 tot 15. Kom ons lees daai stukkie. En Elisa sê, so waar as die Here van die leerskade leef, voor wie se aangesig ek staan, as ek nie agting gehad het vir die persoon van Josafat, die koning van Juda nie, ek sou na u nie kyk en ons nie sien nie. Hy wou nie die koning van Israel sien nie, want die koning van Israel het afgode gedien. En dan is daar 'n versie, ek's nou 'n musieklike man, wat my baie opgewonde maak. Hy sê, bring nou vir my iemand om musiek te maak, sodat ek die Here kan raadpleeg. Dis 'n bietjie baie random, né? Ek meen, die konings is in 'n krisis, die nasies is in oorlog gewikkeld, die soldate is dors, almal is desperaat, dat God moet praat, hy moet ingryp, hy moet nou ietsie doen, en dan sê Elisa, bring vir my musiek, sit vir my die musiek aan, bring vir my iemand wat musiek speel, en van die vertaling sê, bring vir my 'n harpspeler. Hoor julle hom? Want ek gaan nou God raadpleeg. Elisa wil God aanbid. Aanbidding is eintlik maar oorlogvoering. Dis maar eintlik wat dit is. Soos jy dit regtig vandag kan leer. In die middel van jou oorlog. Onthou nou daai ding wat jy voor God bring. In die middel van jou stryd, in die middel van jou desperate soek, in die middel van jou wanhoop, in die middel van jou dorstige smag, die beste wat jy kan doen, is om God te aanbid. Oh, blessed assurance, Jesus is mine. Ek wonder hoe daai konings hom aangekyk. Ons is in 'n oorlog en jy soek 'n harpspeler. Gaan probeer dit maar in jou lewe, gaan probeer dit maar in jou huis. Jy kan my kinders, my vrou almal vra. So gou as dit ek kan, is daai musiek aan. En jy weet, voordat ons 3 tel, is daar 'n atmosfeer in die huis. Is daar 'n teenwoordigheid van die Here. Rita verlang nou lately vreeslik na haar ma. So nou elke keer as ek iets op sit, huil sy. Maar dis meer as dit. Dis 'n verlange na God se teenwoordigheid, want ek en jy het dit nodig. In enige situasie. Okay, nee, wag, kom ons beperk dit. Enige situasie, 'n oorlog waar 3 moondhede sonder water is, sit aan die musiek. So wat is jou ding? Wat is daai behoefte wat jy voor God bring? Kom in sy teenwoordigheid. Weet jy wat gebeur in ons aanbidding? Al hierdie probleme wat ek nou kyk, my eie probleme en die wêreld se probleme, dit verander en ewe skielik word my geloof gebou. Ewe skielik word my geloof opgelig en ek voel die teenwoordigheid van God. Hy is hier. Ek meen, ons rede dat ons ook Sondag sing.
al het ek nou 7 skewe note gedruk, dit maak nie saak nie. Ek wil die Here voel, ek wil naby hom wees. Dit bring net iets van God se liefde nader aan ons. As jy jou oë van jou eie probleme en van al daardie goed, daardie verlange, daardie begeerte afhaal en jy kry dit op Jesus, dat hy die voorsiener is, dat hy die redder is, dat hy die geneesheer is, dat hy ons raadsman is, dat hy ons leidsman is, dan word daai plek van desperaatheid 'n plek van geloof. Paulus en Silas het dit vir ons gewys. Toe hulle in die gevangenis is. Slegte situasie, begin hulle om God te aanbid en God kom nader in sy heerlikheid. Dit was mooi, dankie Swys. Ek voel of ek nou die hele tyd daarmee wil preek. Toe gebeur dit. God praat met Elisa en hy sê vir Elisa, laat hulle werk. Ek het nou mos gesê, is nie altyd wat ons gedink het. Kom ons lees dit, 2 Konings 3 vers 15. Toe gebeur dit, terwyl die musiek gespeel het die krag, die Here se krag Elisa gevul en hy het gesê, so spreek die Here, maak hierdie dal vol gate. Het julle water nodig? Asof God sê, ek gaan die water stuur, maar eers gaan julle 'n bietjie werk. Eers gaan julle gate grawe. Eers gaan julle die grond voorberei. Maak hierdie hele dal vol gate. Elisa profeteer verder, 2 Konings 3 vers 17 tot 18. Partykeer vra ek vir u, as u nou al een keer hier bygewoon het, lees hierdie versie en sien hierdie versie as jy hom, asof jy hom vir die heel eerste keer in jou lewe hoor. Okay, so sit hom vir ons aan. Want dit is vir my net so amazing. Want so spreek die Here. Dis baie indrukwekkend, dis baie groot. Hoor gou wat sê hy. Julle sal geen wind en julle sal geen reën sien. En tog sal hierdie dal vol water word, sodat julle self en julle vee en julle ander diere kan drink. En ek het daai volgende stukkie bold gemaak, want ek moes dit 100 keer oor en oor lees. Maar is net 'n kleinigheid vir die Here. Die Engelse vertaling sê, it's a easy thing in the eyes of the Lord. En dan net so terloops, net as jy nou gewonder het, en hy sal ook vir die Moabiete in julle hand gee. Julle sal ook daai oorwinning kry. Hou hom net daar, hou hom net gou daar. Hou hom net vir 'n rukkie daar. Wat my so tref, is daar 'n eerste stukkie, jy moet dit raak sien. So julle soek reën, julle soek water, so in hierdie droë veld, obviously wat ons gaan verwag is die wind en die reën en die wolke moet kom, julle gaan nie dit kry. Vat jou gou-gou weer terug, onthou wat jy nou voor God gebring het, so wat jy nou moet sien is 'n beter bankrekening of jou vrou wat nou vir jou, maar jy sien nie dit nie. Dis wat God deur Elisa sê, julle gaan niks van die normale tekens sien nie. Maar jy moenie dit mishoor nie. God sê hy gaan dit doen. So hierdie belofte, hierdie woord van God, wat hy ook al in jou lewe vir jou gespreek het, hierdie belofte wat jy aan kan vashou, maar moenie wag vir die wind, moenie wag vir die reën nie, want jy gaan dit nie sien nie. Moenie skrik as jy iets sien of iets nie sien nie. Want dit is maklik vir my, sê God, hierdie is 'n easy one for me. Net 'n kleinigheid vir die Here. Ek het dit in my hand. Ek hou die hele wêreld in my hand. Van die begin van alle tye. Ek stel konings aan en ek laat konings gaan. Niks verras God ooit nie. Hy is nie verras wat nou in die Midde-Ooste gebeur nie. Hy is nie verras wat in jou lewe gebeur nie. Of gebeur het in hierdie week. As jy nog 2 uur in die oggend wakker skrik en jy is oorweldig deur alles wat jou lewe aangaan, wil ek jou vandag aanmoedig met hierdie woorde, ek moes dit 'n klomp keer gaan oorlees, wat God vir jou sê, luister my kind, hierdie is vir my 'n kleinigheid. Jy lê wakker daaroor, jy rol rond, dit is vir my 'n kleinigheid, sê God. Was jy al daar in jou lewe, dat jy sien, dat alle dinge eintlik teen dit wys, wat jy vir God gevra het. Jy vertrou vir hierdie, en dan ewe skielik, of sê nou maar jy bid vir finansies, dan ewe skielik, dan breek die kar, en so amper asof jy dit glad nie kan verstaan, want dit wys teen alles, wat jy belofte van God voor het, hy sal vir jou deurkom.
Hierso sê Elisa vir hulle, moenie na die tekens kyk. En God leer dit ook vir ons. Moenie na die tekens kyk nie, moenie na die verslae kyk nie, moenie, jy kan na dit kyk, maar vertrou God, wat is die beloftes wat God in jou hart gegee het? As jy hier sit en jou rekeninge hoop op en jy het baie finansiële uitdagings, wat is die beloftes wat God gegee het? Hy sal voorsien, hy sorg vir die mossies, hoeveel te meer sal hy nie vir ons sien nie. Nog nooit het ek 'n gelowige kind van God gesien wat gebrek ly, wat honger gaan slaap nie, want God voorsien, hy sorg, hy is ons groot voorsiener. Dalk is dit jou verlede en jou skuld en die vyand het jou vrymoedigheid kom steel. Wat is die belofte wat God vir jou gegee het? Daar's nou geen veroordeling meer vir die wat in Christus is nie. As hy jou sondes weggewas het, gooi hy dit in die diepste van die see en hy dink nooit weer daaraan nie. Ek is sy eiendom, ek behoort aan hom, ek is sy kind. Dalk is ek kwaad of bang of ek is onseker. Wat is God se belofte? Want dis die goed wat ek sien, maar wat is God se belofte? Hy het gesê, hy gee my nie 'n gees van vreesagtigheid nie, maar van krag en van liefde en van selfbeheers. Maar daar's nog iets belangrik om in hierdie gedeelte raak te sien. Net miskien, ek het so hier geskryf, pause net gou vir 'n oomblik. God sê, ek gaan die water stuur. Maar God sê, ek wil eers sê, julle moet gate grou. Ek dink daar's nogal ietsie diep daarin. Net God kan die water stuur. Maar soms vra hy, dat ons dalk 'n paar gate moet voorberei. Soms vra hy dat ons 'n bietjie die graaf in die hand opneem, en begin ietsie doen. En ek weet nie hoekom nie, want ek dink dat God wil ook ons geloof in aksie sien. Ek dink die wonderwerk gaan gebeur en God wil my deelname, my commitment, my saam met hom stap. Ek weet nie, ek dink dis wat God wil sien. En dis eintlik baie duidelik in die Bybel, as daar 'n klomp voorbeelde. Ek dink baie keer aan die verhaal van die vermeerdering van die 2 visse, die 5 broodjies. Hulle het nie met 12 mandjies begin nie. Daai disippels moes ook geloof gehad het. Hulle het begin met die niks en hulle begin uitdeel en God het vermeerder. Op 'n stadium is daar 'n man met 'n verdorde hand en Christus kom na hom toe. Hy sê, ek gaan jou aanraak, maar strek eers jou hand uit na my toe. Dan in Johannes 9 is daar 'n blinde man. Hy's blind gebore en Jesus kom en hy maak modder aan met spoeg en hy smeer dit op sy oë. En hy kon net wel daar gemaak het dat hy sien, maar hy sê nee, nou gaan was jy in die bad van Siloam. Soos of God sê, yes, ek is hier, ek is God, is vir my 'n kleinigheid hierdie wat jy vra. Ek gaan dit vir jou doen, kom saam met my. Wys my jou geloof en ek wys jou die wonderwerk. Onthou jy waarmee ons begin het? Om na hierdie boodskap te luister deur die lens van my grootste behoefte voor God en dat dit eintlik my gawe kan word, want dit leer my om op God te vertrou. Hoe maak ek dit van toepassing? My boodskap, Leon, is kort, ek's amper klaar. Hoe berei ek die grond voor? Hoe grou ek die gate? Sodat God in sy heerlikheid en die wonderwerk kan kom vir wat ook al my behoefte is. Kom ons sê dis jou kinders. Jy wil hê hulle moet lief wees vir God. Jy wil hê hulle moet hom ontdek vir wie hy is. Jy wil hê dit moet in hulle lewe gebeur. Moet doelgerig deur die Heilige Gees gelei word. Jy wil hê hulle moet vir hom leef. Ek het nie al die antwoorde nie, maar ek sal jy sê wat ek in my eie huis doen. Ek bid daagliks vir die kinders. Ek begin by Heinrich, Annika, Lisa, Tessa, Rigan, Erastus, Marigen, Emma, Erich en almal wat nog kom, Here, asseblief lei hulle in hierdie dag. Wat hulle saam mag u woord in hulle harte lewendig word. As ek bid, dan vra ek vir die Here se teenwoordigheid by hulle. Ek bid vir hulle werk, ek bid wat hulle doen. Ons bid vir ons kinders. Dra hulle aan die Here op. Daar's krag daarin. Doen dit. Skep die omgewing wanneer hulle by jou is. Begin sê, jy gaan nie glo wat het die Here vandag vir my gedoen nie. En jy deel jou getuienis, jy deel jou geloof, deel met jou kinders en laat jou kinders weet, ek en my huis, ons sal die Here dien. En ons staan op vir hom en ons is lief vir hom. En ja, hulle moet self ontdek en ja, hulle moet self leer en hulle gaan self foute maak en hulle gaan self moet gate grou, maar wys vir hulle hoe die God, die Heilige Gees in jou gebruik om hierdie in hulle lewe ook wakker te maak.
Hoe doen ek dit dan nou prakties in die huwelik? Jong, ek is maar net 36 jaar getroud en party dae is dit ook maar verreta moeilik, maar al wat ek kan sê is vergewe eerste. Begin. Jy weet jy was verkeerd. Doen dit nou maar net eerste. Vra so lank verskoning. Jy gaan nog in elk geval alles verkeerd doen. Dien mekaar. Dien mekaar. Verander jou gesindheid. Begin dien soos Jesus dit gedoen het. En al is dit nie nou lekker nie. Doen dit met die liefde van Christus in jou hart. Hoopelik word dit weer lekker. Al wat ek vir julle kan sê aan die ou getroudes en die jong getroudes, moenie dat die duiwel wen nie. Net 2 koninkryk, lig en duisternis. Jaag die duisternis uit. En weet jy wat, om die duisternis uit te jaag is ook nie so moeilikie. Sit net die lig aan. Nee, maar rarig. En die lig is nou Christus. Sit hom aan. Ek waarborg u moet al die geld wat ek het, ek weet daar is min, maar as ek hierdie gebou donker maak en ons sit die lig aan, is die donker weg. Kom broer, kom suster, werk daaraan, met alles in jou. Miskien is jy angstig en oorweldig, dalk is die gate wat jy moet grou, net weer die beloftes van die Here. Hy sê, Petrus skryf het, hy sê, werp al julle bekommernisse op my. Alles. Daai ding wat jy nou gedink, werp dit op die Here. Want hy sal sorg. Hy sal help. Moenie angstig raak nie. Vat al jou behoeftes, jou gebede en bring dit met 'n petisie, sê die een vertaling, bring dit voor God. Hier's dit Here, ek weet nie hoe nie. Ook ek gaan grawe gat. Miskien my laaste voorbeeldjie. Dalk is daar so baie outrage en woede en ontevredenheid, ondankbaarheid in jou hart en daar's eintlik niks nederigheid en niks liefde nie. Waar's die vrug van die Gees? Kom ons begin sommer daar. Waar's liefde, vrede, blydskap, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing? Dis alles wat hardloop hierdie kwartaal behandel. Grawe gat, soek daarna. Here, ek wil dit in my lewe hê, want dit moet daar wees. Die vrug van die Gees moet in my lewe wees. En die bottom line is, of die finale punt, as ek op 'n plek kom en ek soek God, laat staan die verkeerde goeders, laat staan jou sonde, bely dit voor God, want ons almal het God nodig. Ons almal het God nodig, selfs die wat dink hulle is altyd reg, hulle het ook God nodig. Nader tot God en hy sal tot jou nader. Net God kan die water stuur. En wat God hier doen, hy vra ons, kom, ek wil julle sien, grawe 'n paar gate. So, die weermagte het begin grawe en toe gebeur dit. Niks. Niks het gebeur. Is nou so kort vinnige grappietjie gewees, maar dis so ernstig. Wat doen jy as niks gebeur nie? Jy het nou jou saak voor God gebring, dis nou 'n week, dis nou al 'n maand, dis nou al 4 dae te laat, dis verby die sperdatum, dis nou al 6 maande, dis nou, ja, ek het my saak na God gebring, ek sien nie reën nie, ek sien nie wind nie, daar's nie wolke op die horison. Dan kom die woord weer en sê, hou aan, nie ophou om goed te doen nie, op die regte tyd sal God die deurbraak bring. Op die regte tyd, op God se tyd, sal die antwoord kom. Ek weet ons raak frustreerd, want onthou ons het ons kalender en ons tyd, en die Here moet daarby bly, maar hy doen dit nie so nie, hy doen dit anders. Ek weet nie of julle ook 'n dilemma ervaar het met julle sonneblomsaad nie, ek wil dit net gou ingooi, want ons het pragtig gesaai, en daar's saad in hierdie kerk wat so mooi groei, dit staan hoog, van die hele bondel wat ek gesaai het die voëls die helfte opgevreet, want Rita sorg vir die voëls in 'n hokkie daarbo, en die ander 3 kom so skaam op. Ek dink die dag as ons sonneblomme kom, gaan ek maar een by Woolies moet gaan koop. Maar dis die lewe ook. Ek wag en baie keer gebeur dit nie, en ek weet ek is op my knieë voor God en ek soek hom, en dis daar, en dis miskien onder die grond, maar dit gebeur nie in my hart en my lewe nie, en ek sien dit nie, en daar's geen tekens nie. In feite, al die tekens wat ek sien, wys teen dit. Ek wil jou vandag net herinner, God bly getrou en hy doen altyd
soos hy dit wil, hy weet die beste. Ek het jou 'n fotootjie van die ou droë woestyn, sommer net my eie prentjie. Hou hom net daar, dankie Soys. God sê, hy kan die water bring, hy vra dat ons die gate grawe. Kom ons lees gou eers 2 Konings 3 vers 20. Die volgende môre, hier's nou daai spoiler hulle, teen die tyd dat die offer gewoonlik gebring word, het daar onverwags water uit die rigting van Edom gekom en die hele gebied het vol water geloop. Ag, wys hom in die volgende enetjie. Daar's 'n woordjie wat hou hom net op Soys, laat hy net 'n ruk daar bly. Jy kan homself vir jou hart sê of vir die ou langs jou en jy kan hom in Engels of Afrikaans sê want dit het my hart uit aangegryp. Onverwags. Ek hou van daai ander een Mimi wat sê suddenly. Suddenly. Onverwags het die antwoord gekom, het die oplossing gekom, het die deurbraak gekom. Onverwags het dit gebeur. God bly getrou. Hy daag op. Linde, jy kan vorentoe kom. Onverwags. Ek wil met iemand praat vandag. As jy in 'n droë vallei is en jy's moeg en jy's desperaat en jy sien nie die reën nie, jy hoor nie die wind nie. Maar somehow het jy 'n belofte van God. Ergens het jy het hom neergeskryf. Daai saak wat jy voor die Here gebring het. Dis daar, jy weet daarvan. Hou vas. Hou aan. Grawe die gate. Berei die grond voor. Jou grootste behoefte word jou grootste gawe, want dit leer jou om op God te vertrou en aan te hou vertrou en aan te hou wag en te weet, hy is God, hy is in beheer en terwyl hy nog besig is, onverwags, suddenly. Sommer die volgende môre kom God deur. Onverwags is die verhoudings herstel. Onverwags hoor jy van 'n ander pos. Onverwags betaal iemand sommer vir jou kar se regmaak. Onverwags, suddenly, kom jy agter maar hierdie swaar depressie, gevoel, angstigheid is weg, suddenly. Onverwags kom jy by die huis en sy het kersies aangesteek en julle eet lekker saam en al daai goedjies. Matteus 19 vers 26. Ons mannebediening het Wouter het gedeel, my so getref, want ek het geweet dit staan in my notas. By mense is dit onmoontlik, maar by God is alle dinge moontlik. En eendag, suddenly, onverwags, eendag loop jy, en dan praat jy met iemand, en sê hulle, maar julle het dit lekker maklik gekry, né? Ek sien. Dan gaan ek vir daai ou sê, nee my ou broer, jy weet nie van die nagte nie, jy weet nie van al die gate wat ek gegrou het, en wat ek gesweet het, en wat ek gebid het, en wat ek gesoek het. Was 'n tyd wat ek in die woestyn gewag het. Ek het gewag vir 'n antwoord van God, maar ek het gegrou, ek het gedoen, ek het voorberei. Here, ek weet, U kan alles doen. So, ja, dit het suddenly gebeur. Dit het onverwags gebeur, maar ek is saam met God daarin. So ek wil jou aanmoedig, laaste 3 sinne. Hou aan grawe. Hou aan om te aanbid. Sit jou musiek aan. Dis nou 4 sinne, maar toe my kom 10. Sit jou musiek aan. Want dit weet ek. Jy het God nodig. Ek het God nodig. Jy kan nie sonder sy teenwoordigheid leef. En daai wat jy van God voorvra, wil hy vir jou doen, kry jou belofte by God, maar hou aan, moenie moedeloos raak. In die hemel is die Heer, sy glans is soos kristal. Vriende, staan saam met my, dan sing jy hierdie lied saam met ons. En die hemel is die Heer, en sy glans is soos kristal. Hy is die heilige van God, en hy heer
staan die engele om sy troon, verbuister in sy sieraad, en die beelde van sy troon, daar is mag in sy woon, soos die waters sluit sy stem, soos die son op die see se blou, so die rykdom van sy troon, en aan U is die mag, en die heerlikheid en krag, en aan U is die eer, en die lof aan Here gee. Aan U is die mag, en die heerlikheid en krag, en aan U is die eer, en die lof aan Here gee. Die Here gee. Vriende, terwyl ek daar sing, lê die Here dit op my hart dat ons tog vanoggend vir mense sal bid. So ek gaan die diens afsluit, en as jy vandag gebed nodig het, want jy sukkel, dit wat jy bring is nou al so lank, wil ek graag saam met jou bid. Ek gaan my broers vra en my susters wat bidders is, om asseblief saam te kom bid. Vir almal wat uitkom, Lindy, ek gaan vir Soys vra, as ek klaar gebid het, om weer daardie ander musiekstukkie, die harpstukkie, van vooraf te speel, asseblief. Is dit reg so met u? Ons gaan niks met jou doen nie, ek gaan saam met jou bid. Of iemand gaan saam met jou bid. As jy gebed nodig het, kom staan ergens hier voor, of kom sit sommer daar voor, en dan die res stuur ek vandag met God se vrede. Hierdie God, by wie alles moontlik is. Hy is ons Vader, hy het ons so lief, en hy wil so antwoord op jou behoefte, en hy doen dit deur sy Seun, wat ons kom red het, die Heilige Gees, wat in ons woon, die Here seën, gaan in vrede. Amen. Dankie so.